Ja, dat is halleluja. Dankie. Prys die Here. Broers en susters, ek groet julle in die naam van ons Here Jesus Christus. Dit is 'n voorreg om die naam van die Here te aanroep. En ek moet asseblief vergeef as ek vanmorgen gedink het, dit gaan 'n vurige prediker wees, of 'n sagte prediker. Ek weet nie hoe dat die Heilige Gees werk is in die hande van ons groot Here. Ek doen net wat die Here Jesus Christus van my verwag. En ja, dit is altyd 'n voorreg om die naam van die Here te kan bedien. En weer reg. Die meeste mense weet altyd my Bybel hier so maar lees dat hulle met die Bybel ek weet alles in die Gees van die Here doen, want dis die Heilige Gees wat manifesteer. En dis 'n instrument in die Here se spreek. Halleluja. Ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die dag. Dankie my God dat ek weer vanmôre, Here, ek is afhanklik van die Heilige Gees. Here, U weet hoe lief ek U is. En U weet my God, ek is daar vir U. En Vader, mag U vanmôre werklik waar, dat elkeen sy hart kom. Dit die boodskap is miskien nie wat ons vandag nie. Maar Here, dit is die boodskap wat U op my hart gelê het. Dit is die boodskap wat U gesê het, ek moet spreek. Here, U het altyd die manier, U weet wat werk, U weet wat hulle nodig het, U weet wat ons nodig het in hierdie dag. En Here, baie dankie. Here, soos ek met U gebid het, ons bid vir elke siekte, dat ek sal genees word, Here. Ek bid vanmôre dat elke gees ontvanklik sal wees vir Jesus Christus. Here, dat die woord van God in ons harte ingaan. En dat ons sal besef, Here, ons dien 'n God van liefde, God van vrede, God van genade. Here, wil die naam groot maak, maar vir U sê dankie, Here. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Vanmôre sal ek so 'n bietjie probeer met die woord van die Here te doen. My boodskap is in 2, in die Ou Testament en die Nuwe Testament, en op in die agterkant, ja. Openbare 2:20 is hier agter het geword. Ek dink Jesus Christus opgestaan het uit die graf. Het geweet die moeilikste tyd in sy lewe is nou. Hy moet afskeid neem van sy 12 apostels. Vir hulle wat hy gelei het dag en nag. Hulle wat elke dag by hom was, hulle wat hom geleer het, hulle het gesien wat hy doen. En die Here het geweet die dag kom nader wat hy van hulle af moet wegkry. En wat sal hy doen? En hy kom en die Here begin met hulle praat. En die Here sê vir sy apostels, tyd het gekom, dat ek moet terug aan huis toe. Tyd het gekom, en ek moet terug aan my Vader toe laat vandaan kom. Tyd het gekom, dat ek julle alleen verlos. Tyd het gekom, dat julle op julle eie voete sal moet gaan staan. Die tyd het gekom, dat julle sal weet wie ek is, wie ek was, wat ek gedoen het. Die tyd het gekom, en die Here sê, maar ek wil julle nie alleen laat soos weeskinders. Hy sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, maar hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Dit is best interessant wat die Here sê, as die Heilige Gees kom, sal hy vir ons sê. En dan hoor jy so baie maal mense sê, maar ek hoor nie die stem van die Here. Ek hoor altyd ander mense sê, ek hoor die stem van die Here, maar as ons hier so lees dan sê, en hy sal aan julle sê, die Here, hier sê die Here vir ons, dat die Here met ons praat. Maar dit kos tyd, dit kos afsondering, dit kos gebed, om die stem van die Here te hoor. Hoe nederiger ons voor God word, hoe groter word die Here in ons. En dit is so belangrik, net om te sê, Here praat met my. Here praat met my. En dan praat die Here met ons, en soos die Here, ons wil nie dit hoor. Dis nie wat ek wil hoor, die Here. Ek wil eerder iets anders te hoor, ek wil nie hoor dat U vir my sê nie. Want wat die Here miskien nou vir jou sê, is daai handeling wat jy al drink, is nie die regte ding wat jy doen nie. Daai sigaret wat jy miskien opsteek, is nie die regte
manier wat jy lewe is nie die regte manier wat jy lewe nie. Dit wat ons nie hoor nie, maar ons wil behoor, Here, ons is 'n gesalte van God. Dis wat ons wil hoor, ons Here moet lieflik is, en hoe lief is nie vir ons. Dis die goed wat ons wil hoor. En dan gaan ons Exodus hier voor in die Bybel. Exodus 3:13. Dus hier van Moses op die vuurbos, hy sit en daar so hier begin die bos te brand. Moses begin vir homself te wat verdien. En dit lyk, daai tyd was dit algemene ding dat bos te net gebrand. En na tyd sê Moses, maar hierdie bos brand nie uit. En hy staan op om te gaan kyk wat gaan hier aan. En soos hy nader aan hierdie bos staan, sê die stem van Moses, trek dit jou skoen in die grond wat jy opstaan, as heilige grond. Trek dit jou skoen in die grond wat jy opstaan, as heilige grond. En die Here gee vir Moses 'n opdrag, hy sê Moses, jy moet gaan om my volk uit Egipte land uit te bring. En Moses sê, Here, maar hulle ken my nie as Israel nie, hulle ken my as Egipte. Ek het groot geword as Egipte. Wie sê ek vir hulle, wie het my gestuur? En die Here sê vir hulle, ek is, wat ek is, het jou gestuur. En daar is so baie afgode gewees in Egipte, en elke afgod het 'n naam gehad. Maar die naam ek is, was die naam van God gewees. Dit was sy verbondsnaam. Hy sê, dan sê jy vir my kinders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob het jou gestuur, want dit is my verbondsnaam. En so sal Israeliete dan weet dat jy is van God en dat ek is, het jou gestuur. So my boodskap vermoor my boetjies en sissies aan en ek is wat ek is. En as ek dink in die naam van God, ek is, dan sit ek 'n klomp dooitjies daar agterna. Weet jy, moes jy die dooitjies agterna, want hy sê ek is die God. Ek is die Alfa en die Omega. Ek is die begin en die einde. Ek is wat ek is. Hy sê, ek is, het jou gesien swaar kry. Ek is daar om jy uit te lei. Hy sê, ek sien hoe word jy verdruk. Ek is, sien hoe jy verdruk word en hulle wat ryk is. Ek is, sien jy wat siek is. Ek is, sien jy wat swaar kry. Ek is, sien jy wat gebonde is. Ek is, sien dit wat jy nodig het. Ek is, sien jy wat siek is en geneesing het. Ek is, sien die Here wat ek is. Ons moet die Here net begin besef, wie is die Here regtig van? Ons sien ook so maklik die omstandighede rondom ons, en sê die Here, ek is hier so om julle te bevry. Ek is hier om die ketings vir julle af te breek. Ek is hier om jou vry te maak, sodat jy kan aanbid, sê die Here. Ek is, want ek is lief vir julle. Ek is, want ek is altyd daar vir julle. Hy sê, ek is nooit weg van julle af, as julle my roep, is ek daar. Ek is daar vir julle, ek is daar vir julle. As jy honger is, ek is daar vir jou. As ek nie klos, hy het vermoorde nie. Ek is daar om jou te volg, sê die Here. Ek is daar, ek is daar. Jy kan net insit, daar is wat is wat God van jou verwag. Daai nooitjies agter ek is, sit in daar my boeties en sissies wat jy nodig het vandag. Sit in daai Here, ek het jy nodig. Ek het die Gees nodig, ek het die liefde nodig, ek het die genesing nodig. Here, ek het die bevryding nodig, my God, ek het jy nodig. Ek het die groot ek is nodig vandag. Ek het die nodig, Here. Die Here sê, ek is die groot ek is. En jou ooit van die groot is God, wat voor die staat verhoor het, sê my kind, wat wil jy hê van my? Die ander gedeelte van my boodskap, nadat die Here 5000 manne gevoed het met 5 broodjies en 3 visse. Dit was meer as 10.000 mense wat ek praat van jou mama. En die apostel sê, Here, ons het dit 5 broodjies en 3 visse. Dis almal wat sê. Ek is, gee vir my. Die Here van die kolom kyk op in die hemel en sê, Here, ek is. En hy breek hy brood en hy sê, deel uit. En soos hulle breek, deel uit.
Deel uit my broers en susters, sien groot ek as nie die broodjies verkoop. En hulle deel uit, en hulle deel uit, en die vis is die deel uit, en hulle deel uit, en hulle breek, en hulle gee uit, en dit word uitgegee, en dit word uitgegee. En hulle sê, nou allemaal versadig was, gaan die disciples al 12 mandjies oorgebleid van die 5 broodjies en die 3 visies. En die Here sê vir sy apostel, gaan julle sal oor. En hulle gaan oor. En die volgende môre toe soek die mense na Jesus. Want hulle gesien hy het nie skryf geklim het. Die apostels het alleen nog oorgevaar. En hulle soek, en hulle kry nie die Here nie, dat sê, kom ons gaan oor. En hulle vaar oor. En toe hulle daar kom te kry die Here. En die Here sê vir hulle, julle het my nie gesoek om my wonders en my tekens te sien. Julle het my gesoek om die brood te eet dat julle kan versadig. Julle het my nie gesoek om dat julle my lief het. Julle het my nie gesoek om julle my te het. Julle het gekom dat julle kan eet, dat ek julle kan voel, dat julle kan versadig. Ekskuus tog. Ekskuus tog, broers en susters. Hy sê julle het gekom om te sien wat ek kan doen. Die Here sê, ek is die brood van die lewe. Die van my is sal nooit onbevry. En hierso is iets wat ek nie verstaan. Dit slaan my verstand oor. Hulle sê, toon vir ons, sodat ons aan die kan glo. Wys vir ons honger, sodat ons aan die kan glo. Gister, het die Here 5 broodjies gevat en 3 visse en 10.000 mense gevoed. Maar Here, geef ons 'n teken, dat ons aan die kan glo. Geef ons 'n teken, Here. Wat moet die Here doen, of ons bewys, dat hy is, ek is? Wat verwag die mense van God nog? Die reën van die microfoon. Wie kan die reën maak? God, ek is. Hy sien die droogte was binneste vandag. En ek dink die hart van God is vermoedig geskepeel om te sien hoe droog sy kinders binnenkant. Daar is nie reën binne hulle. Hy sê dat jou plek, hy sê, sien eers die God raak voordat die probleme raak sien. Sien eers die God raak. Maar ons sien eers ons omstandighede raak voordat ons ons oë ophef aan die Here toe. Ons sien eers dit wat ons aandag aftrek voordat ons opkyk aan die Here. Die tyd het aangebreek dat ons opkyk aan die Here toe. Weet die Here, U is ons reg, ons alfa, ons omweg, ons lewe. U is ons alles, voordat die omstandighede rondom my kyk. Here, ek weet hoe gaan ek werk in die maand, hoe kom nie, wat ek nog nie aan die Here gekyk nie. Here, ek weet hoe ek in die siekte kom nie, want hoe kom jy kom nie by die Here gekom? Hy sê, ek is die groot geneesheer. Vra vir my, maak veel gezond. Vra vir my. Ek het nou in die sondag vertyd van Karel se seun. 100% skoon van kanker. En die groot ek is Here, ons het geweet waar om te vra. Ons het geweet om wie te vra. Ons het geweet om wie te bly. Elke liewe aand het ons gebid hom. En God kom daar so. En hy skoon daar. Eers wat hy gaan lê op van 100% skoon van kanker. En dan hoor ek vir ander mense. En dan besef ons dit Here. Dis die God wat ons dien. As ons eers na God kyk en dan na die omstandighede, maar ons moet eers na die omstandighede kyk en dan na God. Ek sê vir Karel, weet jy wat, ons het altyd meer as genoeg. Ons het altyd meer as genoeg om 'n ekstra te koop. Maar wat koop ons? Ons koop goed vir die Here. Ons koop goed vir die huis van die Here. Ons kyk na die omstandighede, want daar is genoeg. Want God voorsien net vir ons bo wat ons kan verstaan. Ek raak so opgewonde oor die goed van God, dit maak dat alles hier binne my, soos 'n lewende fontein dit opborrel. Ons staan hier agter en bid, ek begin soos, dit voel amper, ek weet nie hoe voel het as jy epilepties aanvalle kry nie, maar ek skud so dat God, dit lyk die Here my uit mekaar uit opskud.
Want die Here weet ek het God so nodig. Ons het die Here so bitter nodig. Kom ons kom in die oggend 'n kerk in. Waar is daai dag? Dis weet, waar is daai dag waar mense net in die bank en die geklim het en gehoor dans het, opgestaan het en God geprys. Om te sê, halleluja, ek stem saam met jou met. Ek stem saam met jou tot die Here nodig. Waar is daai dag? Ons geloof of ons in 'n woestyn gekom het waar daar nie meer water is. Ons in 'n plek gekom het waar God nie meer is. Ek sê baie daar voel het of in die grond aan die brand is. Soos die Gees van God teen ons brand. Maar baie van ons staan net doodstil. En ons wonder hoe lang van die man nog tyd, hoe lang was nog saam met ons bezig en dan dat ek kan kom en door gaan en ook die aancheckers, dat sien jy al die mense en jy sien geen die heelheid van God en hulle nie, en jy weet die mense is gevloen en hulle kapot gedraaid met hulle terug. Want hulle kon nie meer wacht. Wanneer kom die Here? Wanneer kom die Here? Die Here is daar en sê daar so. Hy sê, ek stuur die Heilige Gees, dat die drie-enige God wat in jou kom bly. God bly in my. Jy is die tempel van die Here, sê God. Jy is nie weggooi kind nie. Jy is God se kind. Kom ons kyk en groot ek is en sit uit ooitjies daar agter. En skryf jy nog net vir die Here. Dis die dag wat die mense as die Here is daar vir ons. Ja, gelukkig op die preek baie lank tegen die Here van die tyd. Maar mense harte te praat of jy te sê wat is reg, wat is verkeerd. En dit is net belangrik dat ons weet die groot ek is. Dis ek is. Dis wat op my liefde. God se liefde. Die liefde vir ons. Ons kan nooit wegkom van die liefde van God. Ons moet net opmaak vir die Here se Here Jezus. Wie is my alles op die altaar met God. Ek dink toe Abraham vir Isak geoffer het. Ek weet nie wat dit in sy gedagte staan, so bereid gebleef, God gaan voorsien. God gaan voorsien. Ek is Abraham het daar geskryf. Die Here voorsien. Nie my kind van nie. Die Here voorsien. Voorsien vermoede Here elke behoefte wat hier so is. Elkeen van ons het 'n behoefte, maak nie saak wat. Elkeen van ons het 'n behoefte wat hier so vandag. Kom daai nooit soos, as jy dink aan groot ek is, so vier dorpies daar, skryf, sê die Here ek het nie nodig. Ek het nie werkelijk wat nodig, want ek moet die apostels vir die Here daarvoor wat gesê, dat is nog net van my te gaan. En die wolk het gaan kom en die wolk het opgevaar en die apostels het so achter die wolk afgekijk. Die gewonder waren. En sê toestaan aan 2 mannen per wit kleed en sê van die Here sterk met al wacht. Gewag vir die kracht Heilige Gees. Dit was baie woordjies geweest. Gewag vir die groot ek is, want hy is 'n waarmaker van sy woord. Dit wat die nodigheid gee God vir ons. En as ons nodigheid vandag nog gevuld word met die Gees van die Here, dan skryf jy dan aan Here en wil gevuld word met die Gees. Here, ek honger en ek dors na U. Ek soek U met my volle hart. Ek weet dat dit nie baie maak. As jy vermoede voel, jy het gebed nodig. Immers in my, ek het nie nodig van my lewe vermoede. Here, ek het nodig. Ek het net nodig dat jy my aanraak. En jy voor staan. Jy is meer as weg. En hy honger, hy dors. Here, ek wil meer wees vir God. Ek wil meer wees vir U, Here. Ek het U nodig. Ek het die Here elke dag aan my lewe nodig, sonder God as ek niks doen.
Die maak staan voor dat die Heilige Gees ons spreek. Ek is net 'n instrument in die hande van God. En as die Here weet dat sy hart, die Here weet alles in. Broers en susters, moenie laat hierdie tyd met ons verby gaan. Jy kan miskien nooit weer die geleentheid kry nie. Om te sê, Here, ek het geleentheid gehad om U om weg te maak met U. Ek het 'n geleentheid gehad dat U my vervul het met die Heilige Gees. Ek het geleentheid gehad, Here, om U te lees. Ek het geleentheid gehad om God. Ek het geleentheid gehad om U te staan op te doen. Hemelse Vader, dankie dat ons as woorde ons hart op posisie kan gee. En Here, dankie dat hoe groot ek is, werklik waar ek sit wat in al die omstandighede, en al die siektes, Here, dat die siekte nou uit val in die naam van Jesus Christus. Want Here, U sê ek is die groot geneesheer. Ek is die geneesheer wat ons sien, sê die Here. Dankie my God dat ons weet, U is, want U is Here. Dankie my God dat die heilige grond is wat ons opstaan. Geen vyand kan op heilige grond staan nie. Daarom weet ons Here, dis U woord alleen in Jesus naam. Die Here sal vat in 'n dubbele mate van dit wat sy hongeris voor Here sê. Dit waarna sy dors met God, dat jy sal voel. Here. Halleluja. Here, dis vir die Here sê hy dink van Maria, wat in haar hart die korrel net meer om vroeg in die moeder op die graf gewees. Here sê ek sien bedraag. Ek sien bedraag, ek sien Heer. Ek sien draak, ek sien draak dit wat hulle nie sien. Ek sien draak wat ek is in. Halleluja, dankie Heer. In Jesus naam. Halleluja, ons eer U. Halleluja. Halleluja. Dankie Hemelse Vader. Dankie dat God dat hier God van lewende profeet, of fontein hier op binnenkant van bos. Heer, ek sien hoe die fontein opgaan en hoe hy borrel. Die Heer dat die woorde van God net sal borrel en borrel en borrel en borrel en borrel en borrel. Heer, dat die Gees van God net sal borrel deur op die Heer. As hy mond oopgaan, dat hy sal borrel op die heerlikheid van God. Want so spreek die Heer, sal hy sê, so spreek die Heer, sal hy sê, Heer, hy wil net borrel op die heerlikheid van God. Vader, ek sien hoe dit net op die borrel. Vader, dat die Gees van hom kom. O, Heer, dit stoot die op uit net van die mense te sê, hoe groot is God? Hoe groot is die Heer wat hy aanbid? Halleluja! Die Heer mag dit God so dit wat in sy hart gee vermoorde. Heer, daai dooipies, wat hy invul. Heer, dit wat hy nou in sy hart invul, mag dit wees. Mag dit geskied. Net soos in die hemel, net so op die aarde.